Jy is ingeskakel op Stream Central vir net die beste en die lekkerste musiek, maar dis Dinsdagmiddag, wat beteken dis tyd vir the Pet Pulse? Low, heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Looper brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central. Goeiemiddag en welkom by the Pet Pulse hier op Stream Central, die program waar ons gesels oor alles wat jou troeteldiere gelukkig, gesond en veilig hou. Met Valentynsdag om die draai, dink baie mense aan spesiale geskenke vir iemand wat hulle liefhet, maar soms sluit daardie geskenk ook 'n lewende dier in. Vandag gesels ek met Iliana Lambrecht van Lupa Reptiles and Roots oor troeteldiere as Valentynsgeskenke en hoe om seker te maak ons dink eerste aan die dier se welstand. Iliana, goeiemiddag en welkom by die program. Goeiemiddag Johan, baie dankie. Ek is bly om weer hier so te wees vir 'n geselsie. Iliana, vandag gaan ek en jy gesels oor 'n baie interessante onderwerp, 'n Valentynsdag diere. Nou sien jy dat mense rondom Valentynsdag dikwels troeteldiere wil koop as 'n romantiese geskenk vir hulle ander helfte. Weet jy Johan, ek moet sê ek vind dat die meer tipiese geskenke eintlik meer algemeen is. So mense sal oor die algemeen eerder gaan vir teddybere, parfuum, blomme, rose en sulke tipe goed as vir diere. Maar ek vind tog dat daar altyd 'n klompie navraag is vir diere. Ek moet sê ek sien meer gereeld navraag na hondjies en katjies en selfs voeltjies om met die hand groot te maak, as wat ek regtig sien na reptiele, maar daar is definitief aanvraag vir diere, al is dit nie altyd verskriklik groot nie. Nou Iliana, sou jy sê dat 'n troeteldier as 'n Valentynsgeskenk oor die algemeen 'n goeie idee is, of is dit iets wat 'n mens eerder maar baie versigtig moet benader? Oor die algemeen definitief nie. Dit is nie sommer 'n goeie idee om vir jou ander helfte 'n diertjie as Valentynsgeskenk te gee nie. Die grootste en die mees algemene probleem wat ek sien daarmee is dat mense oorhaastig is en glad nie beplan nie, of soms sommer net op die ingewing van die oomblik besluit om 'n diertjie te koop. Nou as mens daaraan dink, maak nie saak watter tipe diertjie jy koop nie, jy kan nie net vir iemand 'n diertjie gee en sê, daar gat jy nou nie, want daai dier het iets nodig. Ek weet, as jy vir iemand 'n hondjie gee, die dingetjie moet ingeënt word, hy moet ontwurm word, vlooibehandeling, kombersies, speelgoed, kos, ensovoorts. Weet, daarso is geld nodig om die ouetjie aan die gang te hou, en daar is toebehore nodig om die ouetjie aan die gang te hou, veral as mens nou weer kyk na eksotiese diere. Weet, jy kan nie net vir iemand 'n slang gee en sê, "Dê hierso." Weet, nou gaan hy in jou laaikas bly nie. Mense het die regte enclosure nodig, jy het verhitting nodig, jy het 'n termostaat nodig, jy het 'n termometer nodig, jy het 'n klomp goodies nodig, watter dier dit ook al is, jy het 'n klomp goodies nodig om die ouetjie gesond en aan die gang te hou. Mens wil nie hê jou diertjie moet net aan die lewe bly nie, jy wil hê hy moet thrive. So dit is nogal 'n probleem, en ek het ook al baie gevind dat iemand 2 of 3 dae voor die tyd sê, hoor hierso, my ander helfte soek nou al vir weke, vir maande, soms selfs vir jare, hierdie tipe troeteldier het, weet jy, dalk beskikbaar. Nou die probleem is veral met eksotiese diere, weet, as iemand 'n leopard gecko soek, as iemand 'n slang soek, dit vat nou nogal 'n tydjie om alles agter mekaar te kry, veral as jy nog geen preparation het nie, veral as jy geen navorsing gedoen het nie. Weet, so, nou moet jy binne 'n paar dae leer presies hoe om na hierdie ouetjie te kyk, en jy moet al die benodigdhede aanskaf wat taamlik duurder kan wees as die diertjie self. So dit is 'n hele op en af hardloop en chaos en drama, en mens kan dit nie in 2 of 3 dae organiseer nie. Dit is nou maar net nie eintlik doenbaar, nie. So dit kan nogal in 'n krisissituasie verander, as mens so, weet, op die nippertjie besluit jy wil 'n spesifieke tipe diertjie hê. Die ander ding is, die ander helfte het dalk gesê, sy wil graag 'n spesifieke tipe diertjie hê, maar nou dadelik is dalk nie die regte tyd nie. Miskien is die finansies nie reg nie. Miskien is die tyd nie reg nie. Miskien, soos ek genoem het, is die setup en al die benodigdhede nie reg nie.
Die ander ding is, die persoon wil dalk eintlik nie eers so 'n diertjie hê nie. Weet, julle was miskien by 'n petting zoo en sy het verlief geraak op hierdie donkie en hy was gesnuggel en gekuddel en daar's 500 selfies en sy het vir hom heeltemal te veel snacks gevoer en sy is so mal oor hierdie donkie, maar dit is nie te sê sy wil graag haar eie donkie hê nie. So moet ook nie vir iemand net randomly 'n dier daar aanbring omdat hulle van die dier hou nie. Want net omdat jy baie van 'n dier hou, beteken nie jy wil baie graag so een vir jouself hê nie. Selfs baie keer al wil hulle so een vir hulle self hê, is dit op daai stadium net nie prakties of finansiëel of in whichever other way moontlik nie. So mens moet nie net randomly iets gee wat jy dink hulle wil hê nie. En 'n ander groot ding is as daar 'n spesifieke diertjie is wat jy graag wil hê en jou ander helfte wil nie, maar jy wil graag en jy besluit Valentynsdag is nou die ideale manier want jy sê mos nou nie nee vir 'n geskenk nie en die ander persoon gaan tog lief raak vir die diertjie want come on, ons mense wat van diere hou, dit is tog wat ons doen. Weet jy, dink dalk ek wil nie hierdie dingetjie hê nie en so 3 dae later is jy so lief vir hom, maar moenie dit doen nie. Moenie 'n dier vir jou ander helfte koop wat jy eintlik vir jouself wil hê nie. Dit gaan nie goed afloop nie en dit is nie die manier om dit te doen nie. So, oor die algemeen, regtig nie 'n goeie idee om vir iemand 'n diertjie te gee as 'n geskenk nie, maar soms kan dit werk en kan dit goed werk as jy vooraf 'n gesprek het daaroor en as jy vooraf beplan presies hoe om dit gedoen te kry. Jy is ingeskakel op Stream Central en vandag gesels ek weer met Ilihana Lambrecht van Lupa Reptiles and Roots en vandag gesels ons oor Valentynsdag diere. Nou Ilihana, as iemand wel oorweeg om 'n troeteldier as 'n geskenk te gee, hoe kan hulle dit doen op 'n manier wat ook die dier se belange eerste stel? Die heel belangrikste is wees 200% seker en wees 200% voorberei. Dink so daaraan, as dit nie Valentynsdag was en jy moes 'n geskenk uitdink nie, sê jy nog steeds at some point in the near future hierdie spesifieke diertjie vir jou ander helfte gekoop het? As die antwoord ja is, go for it. Onthou net, jy gaan at some point 'n gesprek met die persoon moet hê hieroor. Ek verstaan dit is baie meer exciting om soos op Valentynsdag net op te pop en te sê, hey, hier is die ballpython wat jy so graag so lank wil hê, geniet jouself. Maar ek beloof, as jy dit verantwoordelik doen en jy bespreek dit vooraf met die persoon, hulle gaan nog steeds net so excited wees oor die ballpython. So, natuurlik nou van first time owners, want gesoute eienaars het gewoonlik iewers 'n oop plek vir slang. Maar as dit kom by nuwer eienaars en jy het nou nie toevallig oop plek vir nog 'n slang nie. Onthou, hê 'n gesprek met die persoon oor versorging, doen bietjie navorsing, sê hoor hierso, jy wil al so lank hierdie dingetjie hê. Kom ons oorweeg dit. Kom ons kyk wat die teelers beskikbaar het. Kom ons kyk waarvan jy hou. Kom ons kyk wat die versorging behels. Kom ons kyk wat kos die toebehore. Kom ons kyk na al daai goeders wat te doen het met die ouetjie se versorging en besluit van daar af of dit werklik is wat jy wil hê. Want baie keer dink mense jy wil baie graag iets hê en as jy die realiteit van die versorging hoor, dan besluit jy, nee, wag. Dit is nou nie vir my nie. En dit is absolutely fine, dit is 100% verantwoordelik om te besluit, okay, ek wou graag hierdie ding gehad het, maar nou dat ek weet hoe kyk jy na hom, dit klink nie of dit vir my is nie. Dit is die verantwoordelike besluit om te maak. So dit is beter om vooraf te weet, okay, wag, ek sien nie eintlik kans vir hierdie storie nie, as wat jy reeds die dingetjie het en dan besef jy, genade, ek sien nie kans nie. So, hê daai gesprek, weet jy, hoef nie spesifiek te sê, ek gaan dit vir jou kry vir Valentynsdag, of ek wil dit vir jou kry vir Valentynsdag nie, maar dat mens net so lank so half 'n idee kry oor hoe die persoon werklik voel oor dit. En dan sou ek ook sê, moenie die dier self op Valentynsdag vir die persoon gee as jy beplan om 'n bietjie uit te gaan, weet, miskien gaan julle na 'n dans toe, miskien woon julle ete by, miskien gaan julle 'n fliek kyk. As mens beplan om die dag nie by die huis te wees nie, is dit nie die perfekte dag om 'n nuwe diertjie huis toe te bring nie. Want watter tipe diertjie dit ook al is, mens moet dan daarso wees net om seker te maak hy's ingesettel en hy's right en alles is fine. En dit is nou nie ideaal as jy die hele dag nie by die huis is nie. En onthou ook, mens wil nie diere vir dae lank wegsteek nie.
Dit is nou een ding om 'n katjie te kry en jy steek die katjie weg by jou buurvrou vir 'n paar dae en jou buurvrou babysit, maar jy kan wragtig waar nou nie 'n slang kry en die arme ding vir 'n week lank in 'n boks in die garage wegsteek nie, verstaan. Dit is definitief nie ideaal nie. So ek sou sê, kry either 'n voucher of koop die slang wat die ander helfte graag sou wou hê, maar vra vir die teeler, hoor hierso, dit is eintlik 'n Valentynsgeskenk, kan ons dit net so 'n paar dae na Valentynsdag optel, of die dag daarna, of whatever the case may be. En dan kry jy solank die toebehore, of sê dit eenvoudig vir die ander helfte, hoor hierso, jou geskenk vandag is, ons gaan Pet Shop toe gaan. Ons gaan jou goodies koop vir jou onsigbare ballpython. So, op Valentynsdag is dit 'n goeie idee om solank die toebehore bymekaar te kry of die toebehore te gaan koop of dit as 'n geskenk te gee, en wanneer dit ingerig is om dan die dier te kry en dit huis toe te bring. Dieselfde sal eintlik geld met 'n ander tipe diertjie ook, selfs 'n hondjie. As jy beplan om op Valentynsdag nie regtig baie by die huis te wees nie, kry solank die goedjies wat die hondjie nodig het, hierso is vir jou 'n random hondebedjie for no reason, met bakkies en 'n bandjie en allerlei goeders, hierso is jou onsigbare hondjie. Hier's al die goodies, ons kry 'n hondjie môre, of ons kry 'n hondjie nadat ons terugkom van ons ete af. So, baie belangrik, hê die gesprek, maak seker, en maak die transition so maklik as moontlik vir die dier. Moenie inderhaas 'n kas aan mekaar gooi en die diertjie daar inprop en hom die hele dag alleen by die huis los nie. Doen dit rustig. En as mens dit rustig en verantwoordelik doen, dan wil ek amper sê, dit tel nie eintlik eers meer spesifiek as 'n Valentine's Day gift nie, want dit is nie 'n willy-nilly ingewing van die oomblik geskenk nie. Dit is iets wat beplan is, dis iets wat jy in elk geval wou gehad het. Valentynsdag is nou maar net 'n convenient excuse, want dit is tog mos nou maar 'n dag waarop mense gewoonlik vir mekaar geskenkies gee, so why not? Die probleem met Valentynsgeskenke wat diere is, kom in wanneer jy eintlik op soek is na 'n bos rose, en jy sien die hamster is op special met klomp rooi hartjie stickers op sy tank, en jy dink, die hamster is nou nogal cute, en daar gaan die hamster huis toe, en jy het eintlik nie 'n cooking clue wat om met die arme dingetjie te doen nie, en die ander helfte hou miskien nie eers van hamsters nie, of dalk is julle altyd baie lief vir hierdie hamster, maar julle het nie 'n idee hoe om reg na hom te kyk nie, en julle het nie die regte tipe enclosure vir hom nie. Of jy is eintlik op soek na 'n paar boksies chocolates en Clicks, en jy sien daarso op 'n advertensiegroep adverteer iemand die ideale Valentynsgeskenk, en dit is 2 jolkies vir die prys van 1, en jy dink, dis cute, en daar eindig julle met 2 hondjies wat waarvoor julle heeltemal onvoorbereid is. So onthou, 'n dier as geskenk op Valentynsdag is heeltemal fyn as dit beplan is, en dit is iets wat julle in elk geval wou gehad het. Die probleem kom regtig in met willy-nilly skielike besluite om 'n diertjie te koop, net omdat hy daar op die ingewing van die oomblik na 'n cute idee lyk. Eliana, om af te sluit vanmiddag, met Valentynsdag koop mense partykeer diere wat by die tema pas. Nou is daar sekere diere wat jy sal sê mense liewer glad nie impulsief as 'n geskenk moet koop nie. Natuurlik steeds enige tipe dier wat jy nie van plan was om in elk geval te koop in the near future nie. Al word dit nou adverteer as bederf jou Valentyn, en ideale Valentynsgeskenk, en Valentine's special, en wat ook al anders die ouens uitgedink het om op hierdie diertjie te sit vir Valentynsdag. Iets wat mens definitief wil avoid at all costs is getatoeëerde visse. Nou vir party mense klink dit dalk baie cute, en vir party mense klink dit dalk baie weird, maar dit is 'n ding. Dit word gedoen. Mens kry oor die algemeen parrotfish wat getatoeëer is. Soms is daar 'n simbooltjie op, soms is daar 'n hartjie op, soms staan daar I love you, as in I heart to you, en vir baie mense lyk dit so cool en so cute, want dit is hierdie actual lewendige visie wat daar rondswem, en op sy sy is 'n hartjie. En mense besef nie dat dit dieremishandeling is om daai vis forcibly te tattoo nie. En mense besef ook nie dat deur daai verskriklike traumatiese proses, baie van die visse vrek aan infeksie nog voordat hulle 'n winkel kan haal nie. So dit is definitief nie 'n goeie ding nie. Dit is nie iets normaal wat mense moet doen nie. Dit is nie iets wat normal practice moet wees nie. En al voel dit vir mense vreemd om te dink 'n vis word mishandel,
hy is nog steeds 'n dier en soos ek sê, dit is vreeslike trauma, vreeslike groot risk vir infeksie. So dit is nie iets wat mens wil ondersteun deur jou geld te gee om so 'n tipe vis te koop nie. So enige vorm van 'n vis met 'n hartjie op of 'n simbooltjie op of 'n ietsiekie op wat sê dit is nou 'n Valentine's Day visie of eintlik enige ander soort visie. As daar 'n hartjie op baie ding se sy is of iets soortgelyk, bly ver weg van hom af. Ek sê dit met die wete dat gesoute viseienaars gaan weet daai ouetjies is nie 'n goeie idee nie. Maar baie keer sal sommige mense so ver gaan as om te sê, ag nee man, hierdie dingetjie is maklik om aan te hou. Onthou geen visse is maklik om aan te hou, maar hulle het gespesialiseerde sorg nodig en hulle het baie spesifieke sorg nodig. Jy kan hom nie net daar so in 'n bakkie water gooi en hy gaan aanhou leef nie. En baie keer buiten die feit dat hierdie visse deur ernstige trauma is om getattoo te word, sal mense nog die visse verkoop en sê, ag nee man, hy's maklik, jy gooi hom sommer net daar so in 'n ou bakkie. Weet, en baie keer is die mense tevrede as die vis nou daarom net nog so 'n week of 2 in die lewe bly en dan nou maar die land van die lewendes verlaat, want hy was nou cute terwyl hy daar was, maar definitief bly ver weg van enige vorm van 'n tattooed vis af as jy ooit ene sou sien. Iliana, baie dankie vir jou tyd en vir die waardevolle insig vandag. Ek glo iemand het daarom iets weer vandag geleer. Johan, ek sê vir jou baie dankie. Ek het die geselsie geniet soos altyd en julle moet 'n lieflike week hê daai kant en geniet Valentynsdag. Hy is net om die draai. As jy vandag iets hieruit kan leer, laat dit wees dat 'n troeteldier nie 'n geskenk is nie, maar 'n langtermyn verantwoordelikheid en 'n lewenslange verbintenis. Jy kan Lupa Reptiles and Roots op Facebook besoek vir nog wenke, raad en insigte. En onthou om volgende Dinsdag om 04:30 weer in te skakel vir The Pet Pals net hier op Stream Central. Tot volgende keer, bly nuuskierig en sorg goed vir jou diere. Heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central.